Liewe Heer, onse God, ons is so bly om vanaand weer eens U woord te kan oopmaak. U het ons gewys in eerste woorde wat U gesê het oor hoe gaan die einde wees is, daar's baie misleiding. Maar U het U woord vir ons gegee as 'n vaste anker, 'n rots. En ons sê dankie daarvoor. Ons sê dankie dat U die toekoms vir ons voorspel het, uitgewys het wat gaan kom, want U is die enigste God en ons aanbid U. Want U het nie net vir ons gesterf nie, maar U wil ons ook verlos en ons kom haal. Dankie vir dit. U het beloof waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, sal U ook wees, so ons nooi weer uit om deel te wees vanaand en kom asseblief en lei ons met U Gees in Jesus naam. Amen. Die seedier is 'n vrou. Nou dis nou baie, my seun sê dis baie confusing. Want hierdie dier is 'n seedier, hy kom uit die see uit, maar na rukkie kom jy agter maar dis ook 'n vrou en dan kom jy agter maar dis ook 'n kerk en dan kom jy agter maar die vrou ry die dier en so speel die simboliek met ons deur Openbaring. En soos ons in die eerste aand al uitgewys het, is elke onderwerp wat ons het in Openbaring is soos 'n groot skildery. En daar's baie verse en baie van die verse en baie van die kleur wat ons gaan inkry in die skildery kom uit die Ou Testament uit. Want dit verwys terug na die Ou Testament. Want natuurlik 2/3 of 278 van die verse, van die 404 verse in die boek Openbaring, kom uit die res van die Bybel uit. So met ander woorde, as ons Openbaring wil verstaan, dan moet ons die res van die Bybel ook deurgaan. En so ons het die eerste aand het ons bietjie gou gekyk, ek vat net so 1 of 2 verse, en ons het gesien, een van die finale magte van die wêreld is misleiding. En Jesus, toe hy op daai Olyfberg sit, en sy disippels kom alleen na hom toe, hulle wil nou bietjie inside info kry, hoe sal die einde wees? Hoe gaan die einde wees? Wat is die tekens van die koms? Toe sê hy, eerste woorde, pas op dat jy nie mislei word nie. Met ander woorde, misleiding is een van die groot rolspelers aan die einde van die wêreld se geskiedenis. Ons kan net so agterkom, maar klaar, as jy net kyk na die nuus, dan weet jy naderhand nie wie moet jy glo nie. CNN of Fox of wie, weet hulle almal klink so op hulle verskillende stories vertel. En so is dit ook ongelukkig baie keer ook met dieper sake. En gelukkig het ons die woord van God om ons te lei. En hier sê dit. Ons lees hier so 2 Tessalonisense 2 van vers 4. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is. Nou daai woordjie teestander, die woordjie te, is sterker of sinoniem amper, maar 'n sterker vorm van te is anti of in die plek van. En dis waar die protestante die woord anti-Christ vandaan gekry het, is van hierdie woord teestander. Okay, met ander woorde, hy is teen wie? Hy is teen God, maar hy is nie net teen God nie, julle sal vanaand sien, hy wil graag in die plek van God wees. Hy maak homself, kom ons lees verder, wat doen hy? God genoem word van aanbidding is sodat hy in die tempel, met ander woorde, is hy buite die kerk? Nee, hy is binne die kerk. In die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Met ander woorde, hier kom 'n mag, hier's 'n mag, 'n teestander van God, hy sit binne in die kerk, binne in die tempel, en hy maak asof hy God is. Vers 9. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So met ander woorde, onthou met die 10 pla, het ons gesien, dat die eerste 3 kon die towenaars ook doen. So die Satan kan ook wonderwerke doen, geen kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So as iemand skielik gesond gemaak word, moet ons altyd seker gemaak wie het dit gedoen. Want hy kan in die tempel van God sit en maak asof hy van God is, en hy kan nog 'n wonderwerk ook doen. So ons moet definitief besef, maar wanneer ons in 'n kerk sit, of in 'n kathedraal, of in 'n plek waar geestelikheid is, en ons sit daar, dan moet ons besef, as daar 'n wonderwerk is dit nie outomaties net van God af nie. Hulle kan tot Jesus se naam gebruik, maar is dit, want hy sit in die plek van God, hy maak asof hy Jesus is. Dis nie ek wat dit sê nie, sê dit in die Bybel. 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is.
Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Baie valse profete. Sjoe. Okay, dit was ons eerste aand. Net om te sê, luister hierso, moenie my glo nie. Inteendeel, ek kan ook vals wees. Moenie my glo nie. Maar wanneer ek hierdie woord oopmaak, wanneer ons 'n vers lees, dan kan jy al jou aandag gee. Want dit is dis ons enigste waarborg in hierdie wêreld, is hierdie woord van God. En toe kyk ons na ek het hierdie versie bygesit. In Matteus 24, juist die gedeelte waar Jesus praat oor die eindtyd, sê hy, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is en deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hom wat lees oplet. Met ander woorde, hoe gaan die einde wees, Jesus? Dan sê hy vir jou, gaan na Daniël toe. Gaan terug na Daniël toe. Hy sal vir jou sê. Kom ons kyk, Daniël 2 vers 28, ons die tweede aand gelees. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het die koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Met ander woorde, hierdie profesie verwys, sy einde is waar? In sy tyd? Nee, aan die einde van die dae. En dan sien ons ook 8 vers 17. Toe kom hy by my staanplek en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval. En hy het vir my gesê, let op mensekind. Dit is so oulik hoe die engele praat met ons. Mensekind? Mensekind is jy Adamsin. Ja, mensekind, wat die gesig sien op die tyd van die einde. Met ander woorde, hier het ons profesie en dis wat ons vanaand, ons gaan nou kyk na Daniël 7 ook, want die Here Jesus het ons teruggestuur na Daniël toe, om te verstaan wat aan die einde gaan gebeur. En so het ons in Daniël 2 deurgehardloop en ons het gesien, maar ons het Babylon is voorspel, Mede en Perse is voorspel, Grieke, Rome en dan die verdeelde Rome, Europa wat ons vandag ken. En so het ons deurgehardloop presies in daai 10 tone opgedeel en toe Rome val, toe deel hy in 10 op. En vandag is daar 'n bietjie meer as 10 in Europa, maar toe hy geval het hy in 10 opgedeel. En dis wat ons in ons tweede lesing gesien het. Presies so voorspel. Ons derde lesing het ons gekyk na die messiaanse profesie, wat basies op in Daniël 8 en 9 plaasvind. En waar hy voorspel het presies wanneer sou hy kom, Jesus sou kom. En wanneer hy sou kom, nie net wanneer hy sal kom nie, maar wanneer hy sou begin met sy bediening, wanneer hy se gekruisig sou word en wanneer die eerste martelaar sou sterf. Alright. So ons het daardie profesie gekyk en dit was, gekyk. Julle het dit gekyk online. Maar die res ons het geluister natuurlik en dit was gewees Woensdag aand. Die 70 weke profesie. En toe gaan ons oor na Openbaring 12 toe. Toe moet ons uitvind wie is die draak? Wie is daai draak? Dit is die ou duiwel. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy kop 7 krone. En net so 'n bietjie verder in Openbaring 12 sê dit vir ons, dit is die ou duiwel. Die draak is die ou duiwel, die ou slang wat almal mislei. En ons het gesien hoe toe ons daardeur werk, ons het daai aand mooi gekyk, waar die duiwel ontstaan, dat Jesus het hom perfek geskape en in hom met sonde ontwikkel, self. God is nie verantwoordelik vir hierdie sonde nie. Hy het dit self in sy hoogmoed, onthou julle, ons het oor hoogmoed gepraat, hoe Satan in hoogmoed homself laat val het. En op die einde van die dag is hy die vader van leuns, van geweld, 'n mensemoordenaar van die begin af, as gevolg van sy hoogmoed, sy skoonheid, want hy's nogal 'n mooi kereltjie gewees, of engeltjie gewees, engel, okay, nie engeltjie nie, meneer van 'n engel, en hy is baie goed met sy mond. Dan vanaand, Openbaring 13. Ons gaan tussen Openbaring 13 en Daniël 7 gaan ons wissel. So julle is welkom te volg in julle eie Bybels as julle wil. Ek het wel al die verse ook hier. So Openbaring 13. Vers 1. Kom ons begin by vers 1. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. Nou dit klink presies soos die draak.
In ander woorde, die draak het ook 7 koppe en 10 horings, die duiwel. Julle sal sien, hierdie mag mimiek die duiwel. Inteendeel, hy kry sy krag by die duiwel, by die draak. So hierso sien ons, hierdie ene is presies soos ons, Jesus mimiek, en ons probeer al meer soos hy wees, soos hy ons oplig, so verander ons al meer om soos Christus te wil wees, liefdevol en so aan, en te herskape in die oorspronklike beeld van God. Ons word nooit God nie, ons gaan in 'n beeld van God, wat ons geskape word. So is dit so met hierdie dier uit die see, hy het ook 7 koppe en 10 horings, en kom ons lees verder. En ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. Okay, so met ander woorde, hierdie mag is godslasterlik. Ons gaan presies sien, dit gaan duidelik wees, bietjie later. Vers 2, en die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, hier staan dit baie duidelik, en sy troon en groot mag. Okay, so hy het 'n troon, so hy is 'n koning, soos 'n koning, hy het mag, hy het krag, en wie het dit vir hom gegee? Die ou duiwel homself. Okay, maar nou moet ons verstaan, wat beteken al hierdie goede? Nou moet ons begin kyk, wat kan dit beteken? Openbaring 17 vers 1 en 3. Kom ons kyk net eers in Openbaring. En een van die 7 engele met die 7 skale, dit is die 7 laaste plaag, so een van die engele wat die 7 laaste plaag gaan uitgiet, het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer, wat op baie water sit. So daai dier het uit baie water gekom. Nou, is dit die 'n hoer, nou, ekskuus, dis nie my woorde nie, het kom so uit die Bybel, maar hierdie groot hoer, nou ja, die groot beteken sy is magtig, dit is nie 'n ou soustan nie, weet, maar, okay, net die regte beeld hê van die skildery hierso. Maar goed, groot hoer wat op baie water sit, okay, en hy het my die gees weggevoer na die woestyn, en ek het die vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, so aan die een kant sit sy op baie water, maar aan die ander kant sit sy op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. Klink vir julle, met ander woorde, hierso dis ek op gesê, die dier is 'n vrou, wat ewe skielik, op die dier is daar 'n vrou wat op die dier ry, okay, en sy is 'n hoererende vrou, in kontras natuurlik met die maagdvrou wat ons in Openbaring 12 gesien het, wat die rein kerk is. Onthou, ons het presies die verse aangehaal, wat uitwys, maar, 'n vrou is 'n kerk, is die God se bruid, dis sy kerk. Nou so, as God se bruid 'n rein vrou is, wat met wit beklee is, hier sien ons 'n ander vrou, ook 'n kerk, ook 'n stelsel, sien sit op 'n skarlakenrooi dier, maar sy sit bo op hierdie dier met 7 koppe en 10 horings. Goed. En skarlakenrooi, en ook godslastering, selfde beskrywing. Maar ek wil net gou 'n bietjie fynskrif gee hierso. Openbaring 17 vers 5. En op haar voorhoof was die naam geskrywe verborgenheid. So julle moet net besef, hierdie vrou het 'n naam verborgenheid. Nou verborgenheid gee jou dadelik 'n link, 'n skakel terug na Matteus 24, Markus 13, Lukas 21, waar Jesus op die Olyfberg gaan sit het. So onmiddellik besef jy, o ja, hy het gepraat van misleiding. Want iets wat verborge is iets wat jy wegsteek. Jy weet, jy steek goedjies weg. En hierdie mag is 'n groot mag, groot Babylon, die moeder van die hoere, en van die gruwels van die aarde. Met ander woorde, hier is 'n mag wat 'n sogenaamde kerklike mag, 'n geestelike mag, en sy het 'n klomp kinders onder haar. 'n Klomp dogters. So met ander woorde, sy is ook nie alleen nie. Sy het nog 'n klomp dogters ook onder haar. En van die gruwels van die aarde. Okay, met ander woorde, sy is gekoppel aan Babylon, iets van haar is gekoppel aan Babylon. Kyk, Babylon bestaan nie meer nie, hier is nou in die eindtyd. So iets is gekoppel aan haar, aan Babylon, en dan het sy die moeder van die hoere van die gruwels van die aarde, so sy is die hoofkerk, of Christelik, of geestelik, of
spiritual kerk, wat ek jou dit wil noem, maar sy het gehoreer, so met ander woorde, sy was dalk God sin, maar sy het gehoreer, sy is weg, want sy het nou gehoreer, sy het klomp ander mans. En van die gruwels van die aarde. Nou, onmiddellik as jy verborgenheid het, dan dink jy, okay, as dit 'n mag is, dan sal seker baie conspiracies. Nou, ek wil nie ons van elke conspiracy glo wat onder die son is nie, maar jy moet besef dat elke keer as jy die hoofstorie hoor van haar af, moet jy besef, dis nie dalk altyd die enigste storie nie. Of dit is die hele verhaal nie. Met ander woorde, daar mag dalk ietsiekie weggesteek wees, as ek dit so kan sê, want iets is verborge. Hier's 'n storie en hier's 'n verborge. Dit is dieselfde met Jesus se opstanding. Die offisiële storie sê, die disippels het sy liggaam gesteel. Onthou julle, dis die offisiële storie wat Pilatus en die priesters en almal verkondig het. Hoofopskrifte en rapport was, hy's gesteel, die liggaam is gesteel. Maar wat is die ware verhaal? Nie, hy het opgestaan uit die dode. So is die liggaam nie meer in die graf nie. Ja, dis waar. Net so, hulle die hele prentjie, maar 'n ander deel is 'n valse. Vals en waarheid hardloop altyd, nie altyd nie, maar as dit vals is, loop hy altyd op een of ander vorm van waarheid wat dan skeef getrek is. So die eerste is, ons het besef, hoor die Engels, Mystery Babylon, the great, the mother of harlots, and the abomination of the earth. En dan, ek wil julle net sê, hierdie mag, jy gaan julle nog skok. Ek het gesien in hierdie horingkie oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin. So het hierdie mag vermoë om heiliges. Wie's heiliges? Dis tog God se kinders. Het hy vermoë om God se kinders te oorwin? Wel, dis wat die woord sê. Hy het 'n vermoë om God se kinders te oorwin. 13 vers 7. Dit was Daniël. Openbaring 13 vers 7. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. Daar's daarom 'n oorblyfsel, volgens Openbaring 12, die laaste vers 17, wat sê, daar gaan 'n oorblyfsel wees, hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus Christus bewaar. En dis hoe daar's 'n oorblyfsel, daar is 'n finaal, hy oorwin, maar daar's die wat wegkom, as ek dit so kan stel. En hoe oorwin hulle? Deur die bloed van die lam, net 'n paar verse vroeër. En so moenie te teleurgesteld raak nie, daar is 'n paar wat oorwin. Goed. Die gees van my Daniël is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. So ek is nog besig met my fynskrif nou hierso. Eerste wil ek net vir julle sê, hier's verborgenhede en goeters wat gaan plaas wat julle heel moontlik gaan skok. Nommer 1. Nommer 2 wil ek net vir julle sê, hierdie mag het die heiliges tot oorwin. Nommer 3 wil ek net vir julle waarsku en sê, Daniël wat alles al gesien het. Ek bedoel, hy was tweede in bevel van Babylon vir lank in sy lewe. Ek bedoel, as jy, ek weet nie of julle weet nie, my skoolhoof weet gewoonlik alles, né? En ek het agtergekom, Maas weet ook alles, né? En dan iets anders wat ek julle ook wil sê is, na ruk, as jy 'n dominee of 'n pastoor of 'n priester was vir 'n rukkie, dan niks skok jou amper meer nie, want jy het nou al alles gehoor in die lewe, jy dis net soos, ag nee, nog ene. Maar goed, die punt is, Daniël het al alles gesien in die lewe, en hierdie visioen het hom so geskok, hy was vir dae lank siek, hy was siek gewees. Inteendeel, hy kon nie nog 'n visioen vat tot 'n hele klompie jaar later nie, wat hy weer gevat het. Goed, omhulsel verontrus, dis so oulik hoe die ou tyd geskryf het, my omhulsel is verontrus, my omhulsel, dit is so asof, ek is 'n bietjie geshake, ek is 'n bietjie geskommel. En die gesigte van my hoof het my verskrik. Vers 28. Hier is die einde van die saak wat my Daniël betref. My gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander. Nou wanneer verander jou gelaatskleur? Net 2 maniere is, either is jy baie kwaad of jy het geskrik. Daar's net 2 maniere nou. So jy's either was hy baie kwaad of hy het geskrik, maar hy het geskrik. Dan is jy spierwit. My gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my. Maar die saak het ek in my hart bewaar.
Daniël 12 vers 4. En jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot aan die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en kennis sal vermeerder. Ons is in daardie tyd, my vriende. Presies soos voorspel was. Openbaring sê dit weer so, maar in die dae sal die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, sal die verborgenheid van God volbring word. Dan is dit nou klaar. Soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. Openbaring 10 sê dit vir ons so interessant. En in my mond, die boekie, in my mond was dit soet soos heuning. Wow! Maar as jy die implikasie besef, dan raak dit bitter in jou maag. So dis my fynskrif julle. Dit mag dalk nie maklike boodskap wees nie. 2 Petrus 1 vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is. Julle het gesien hoe Daniël 2 presies waar geword het. Daniël 8:9 presies waar geword het. Jesus het presies op die regte jaar begin met sy bediening. Presies op die regte tyd is hy gekruisig. Presies op die regte tyd is Stefanus die eerste martelaar dood. In ander woorde, elke ding was vas. Hy het van Daniël se tyd af Babylon, Mede-Perse, Grieke, Rome, verdeelde Rome, het hy presies, elke ding het presies so waar geword, nog lank voor Rome bestaan het, nog lank voor Griekeland bestaan, nog lank voor hierdie dinge daar was, het God dit voorspel. En raai wat? Dit het presies so plaasgevind. So is die profetiese woord baie vas? Ja. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe en die heilige mense van God gespreek. So asseblief, ons moet die Bybel met homself verklaar. So wie is hierdie vrou en hierdie dier? Ek weet gou 'n paar goedjies uitgelig. Nou gaan ons begin met die ontleding. Eerste, het uit die see uit opgekom. Tweedens, 7 koppe en 10 horings. En die horingkies 10 krone op sy koppe. Naam van godslastering. En die dier was eers soos 'n luiperd, die pote soos die van 'n beer, en die bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Nou waar in die Bybel, julle weet nou klaar eintlik waar, maar waar in die Bybel is hierdie verklarings gegee? Daniël 7. Kom ons gaan lees dit. Eerste. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en die gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe en die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see, daar is die eerste ding, see in beroering gebring. Met 'n groot diere het uit die see opgeklim, en verskillend van die ander, een verskillend van die ander. Kom ons kyk dit gou-gou. Wat is see? Openbaring 17 vers 15 sê vir ons, en hy het vir my gesê, die waters wat jy gesien het, waarop die hoer sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Ok, so dit is baie eenvoudig. Skielik die simbool word vir ons eenvoudig gemaak. So in ander woorde, uit die see, uit volke en menigtes, en soos 'n plek waar daar baie mense is. Nou ja, toe ek nou vir 2 jaar gebly het in Duitsland, het ek baie duidelik agtergekom, Europa en Suid-Afrika het 'n paar groot verskille. Behalwe nou die paaie wat bietjie anders lyk, is daar 'n ander groot verskil. Ons ry gemiddeld, so tussen 40 en 80 kilometers, dan is jy by die volgende dorp. Elke keer so 40, 80 kilos, dan is jy by die volgende dorp, en as jy by die Karoo kom, is dit dalk so bietjie meer, maar jy kry elke soveel kilos kry jy 'n dorp. Wat gewoonlik omtrent, het hulle het uitgewerk, 'n perd se dagreis ver. Dit was die konsep in daai tyd, wat die dorpe so begin het. En wat het toe nou gebeur in Duitsland? Nee, ons het so
so 7 kilos, 4 kilos, 3 kilos van die skool af gebly. Okay, kom ek gaan kyk na my seun, ekskuus, hy gaan my nou reg help. Maar ons het so, nee man, ons was seker so 7 of 8 kilos van die skool af, en van daar af, 10 kilos. Okay, die 10 kilos, daar het ons dit nou. Hy het dit gedraf, so hy sal weet. 10 kilos van die skool af, en daar het ons gehad, van daar af was daar 1, 2, 3, 4 dorpe. Die 5de dorp was sy skool. So in 10 kilometer is daar 5 dorpe. In 10 kilometer se tyd. So in ander woorde, die dorpies is nie baie groot nie, maar die dorpie is daar, en dan is daar plase, dit is seker lappies grond, jy mag nie op 'n plaas bly, jy mag nie vir jou 'n huis op 'n plaas bou in Duitsland nie. Daar is hier en daar, as jy nou gelukkig is, kan jy 'n stokou plaas kry wat 'n huisie opgehaat het, en jy moet gelukkig wees as dit net die huisie is, want baie keer meeste van die tyd het die huisies het op die einde dorpies geword. So, wat gebeur het is, ons het gemiddeld 1 tot 5 kilos waar ons gebly het, is dit heeltyd dorpie, ry jy uit, as jy net so wegtrek, dan slak jy weer af, is dorpie, en dit is eintlik baie mooi, is pragtige dorpie, elkeen sy eie karaktertjie en so aan. En die verste wat ons, is bietjie verder in die platteland, ons was in platteland, maar as jy nog dieper in platteland ingaan, dan is dit dalk so 15-20 kilos uit mekaar, maksimum. En dan begin jy ry weer in die volgende stad in. So daar's nie van, dis regtig dorpie. So wanneer ons in Europa kyk, ek kom eens agter, hier's 'n ongelooflike hoeveelheid mense wat op mekaar en by mekaar bly. Ek bedoel, ou Transvaal is omtrent so groot soos Duitsland. Ek bedoel, dit is regtig, dis kompak. En daar bly 80 miljoen mense. So dis die see. Die wind. Openbaring 7 vers 1. En na die dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. Okay, so hierdie winde, as Jeremia bylas, kom jy agter, dis oorloë en verdrukking en so aan. Dis wat wind beteken. Goed, so het ons dit self uitgedink? Nee, dis wat in die Bybel staan. Nou gaan ons vers 16, gaan ons 'n bietjie kyk wat beteken die diere. En ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en vir hom 'n sekerheid gevra oor dit alles. En hy het vir my gesê, en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. So hier kom die uitlegging van die simbole. Hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan. So dit is konings. So julle gaan nou sien, een is soos 'n beer, een is soos 'n leeu, een is soos 'n luiperd, en die ander een is 'n vreeslike ding. Alright, so ons het nou hierdie 4 diere. En hierdie 4 diere is 4 konings. Waar hy uit die aarde sal opstaan. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. So in ander woorde, na die 4 koninkryke, gaan die heiliges dit in besit neem. So ons sien nou hierdie vloei van dinge, en dis die verklaring. Die eerste een was soos 'n leeu, en het vlerke van 'n arend gehad. En ek het bly kyk, totdat sy vlerke uitgeruk is. En dit is op die grond opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daar 'n mensehart gegee is. So daar is 'n fotootjie van my seun, so 2 jaar terug in Baghdad, ons is daar in die museum in Irak, en daar het julle nou een van hulle sogenaamde leeu's, wat jy, as jy in die poorte ingestap het in Babylon het jy hierdie gekry, en hy het ook hierdie vlerke gehad, maar hulle noem dit 'n leeu, maar hy lyk so half vir my soos 'n mensegesig as jy my vra, en dan het jy nou ook hierdie ander voete van 'n os of 'n ding. En dit is nou waar, as jy ingestap het in Babylon, het jy hierdie beelde gekry, en daar is nou 'n oorspronklike een wat hulle daar gedra het, al die pad met huiskrane tot daar. En dan, maar as jy nou verder gaan, dan gaan jy na die Pergamon Museum toe, en dit is in Berlyn. So die Duitsers en die Engelse, maar die Europeërs het
uit op 'n stadium gegaan daar na Irak toe en hulle het gaan steel, as jy my opinie vra. Hulle het die hele Easter Gate van Babylon gaan vat en hom in skepe gelaai. Van die skepe het gesink daar in die Middellandse See, maar van hulle het dit gemaak en hulle is op die einde van die dag in die museum. So julle kan gaan kyk daar in die museum. Hierdie het ek afgeneem in die Pergamon Museum in Berlyn. So hierso sien julle weer eens, kyk hy glasierwerk en van die leeu, daar's hordes sulke leeu's wat teen die muur afgegaan het. Pragtig, regtig baie mooi. En die Easter Gate is regtig iets om te gaan sien. En wat vir my amazing is, ek wil net weet waar het hulle hierdie plas kon verf gekry, want hierdie verfie hou nou al 2600 jaar. Kyk hy kleur, né? Nog pragtig die kleure wat nog deurkom as ons moet net sulke verf van die hande kan kry. Hierdie ouens was alright. Goed. So eerste een, Babylon. Babylon natuurlik, dit is die area wat Babylon geregeer het en natuurlik gekoppel aan natuurlik Daniël 2. Onthou die rekapitulasie. Daniël 2, Daniël 7, 8, 9 en dan 10, 11, 12. Dit is rekapitulasie, dieselfde profesie, net van 'n ander hoek geskryf. So hier was hy nog in Babylon, so dis hoekom is daar 4 diere in Daniël 7, maar in Daniël 8 is daar net 3. Hoekom? Want Babylon is toe klaar weg. So toe is dit net voorspelling van Mede en Perse se tyd af vorentoe. En ek het maar net Saddam Hussein, hy het gesê, hy gaan die volgende Nebukadneser wees en hy gaan Babylon herbou. Maar God het gesê, Babylon gaan verwoes word en hy gaan nooit weer gaan daar mense bly nie. Inteendeel gaan 'n plek word waar die jakkalse is. En dit is die voorspelling. En wat interessant, toe my suster in Babylon was, 20 jaar terug, is nou al, wat is Martiniek, 27 jaar of iets terug, met haar 1-jarige dogtertjie is sy so toe gegaan, sy en haar man. Toe hulle daar aankom, toe hardloop die jakkals daar uit die mirasies, maar hy het probeer om dit te herbou. Ek het vir julle so kort videoetjie gemaak, toe ons daar was. Daar so agter is Babylon, ek gaan nou opstyg, nou is die drone, ek mag nie eintlik met die drone gevlieg het nie, so toe gaan staan ek bietjie ver weg, en toe styg ek net so bietjie op, maar die weermag is net links hier so, en ek is maar bietjie skrikkerig gewees, so ek het maar 'n kans gevat, daar het hulle die hele Babylon probeer herbou, maar met die patetiese klippe, so dit word die poort van God, dus Babylon beteken poort van God in Akkadies, en so ja, jy gaan daar aan die regterkant gaan jy nou in, en daar so basies is 'n gang wat julle nou gaan sien, wat ons deurkom, en hier is die paleis wat hulle gebou het. Hier is die gangetjie, ek het nou maar gefast forward, anders gaan julle vir ewig kyk. En daar het hulle 'n bietjie gegrou, daar is die laaste bietjie stukkies van die oorspronklike mure en goed wat hulle ontdek het, wat nog oorgebly het van dit wat nie gesteel is nie. Hier sê ek die kant toe, alright, daar kan julle nou sien, hier is een van die antieke, die prosessiegang en die seremoniële sale, wat in Babylon is. Hier stap ek in, hierso is die poort na die troonkamer toe. Nebukadneser se troonkamer wat nou daar was, so al die goud en al die mooi goedjies is lankal weg, maar julle sien nie die patetiese herbou van die Babyloniërs, van hierdie klomp Irakiërs. Maar daar is daarom een van die klippies van die oorspronklike wat hulle ingesit het in die muur. En hierdie is van die paleise kant af, van Saddam Hussein se paleise kant af afgeneem. En daar is Saddam Hussein se paleis gewees. Maar natuurlik, hierdie ding is heeltemal gevandaliseer. Maar die dak lyk nog mooi. Julle kan sien onder hoe hulle die goede gesprei paint en hulle hou niks van die man nie. In elk geval, so hierso het hulle, jy kan sien, dit was nogal, hy het 'n goeie idee gehad, maar God het gesê, dit gaan nie herbou word nie, punt. En hy wou God verkeerd bewys, die Bybel verkeerd bewys. En daar, ek het die stukkie, daar is die Eufraat, is 'n gedeelte van die Eufraat, hy daar agter, hy deel in sulke takkies op, hierso, waar die Eufraat nog steeds loop. Ok, so ek wys julle net so 'n bietjie van Babylon, net vir interessantheid. Goed, Mede en Perse het direk daarna gekom, en hierso lees ons. En ek skryf aan die dier, 'n ander dier, 'n tweede, gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, en 3 ribbes
wat in sy bek tussen sy tande is. So hy het iets opgeëet. Hy het ander dier opgeëet. 3 ribbes het hy opgeëet. Dis nou die leeu. Maar daar is nog 3 ribbes in sy been, in sy bek, en dan is aan die een kant opgerig. So natuurlik, Mede en Perse, die Meders was eerste kragtiger en later was die Perse meer kragtig, maar die punt is die Mede en Perse was nie gelyk nie. Die een was magtiger as die ander ene. En dan die 3 ribbebene, hierso het ons die 3 eers vir Lydië, het hy gaan verower toe Babylon en toe Egipte, en so het hy die hele Mede en Perse, die hele area, beskaafde wêreld van die tyd oorwin. En ek het net Persepolis bietjie afgeneem. Hierdie het ons afgeneem in Iran. Persepolis, in elk geval daar. War die zeremonielle Hauptstadt. So daarso kan julle nou maar die hoofstad sien, is nou van ver af, ons het op die berg geklim, ek en Laurig en 'n paar manne, en ons het die sonsopkoms gaan opneem. En so hierdie het ons afgeneem waar die son opkom, is 'n timelapse eintlik van die hele ou Persepolis stad. Dis net 'n seremoniële hoofstad, en dis waar die goud is soontoe gevat. Ek kan nie onthou nie, was dit 5 of 6.000 kamele wat die goud weggedra het. Toe Alexander oorgeneem het, wat al die goud weggedra het na Griekeland toe. En dit was basies soos 'n groot paleis wat die goud en die silwer en al daai goeders bewaar het. Hulle was skatryk. Goed. Persepolis wurde von Darius dem Ersten gegründet und war auch bekannt so 'n oomblik kyk, maar ek het eintlik nog baie wat ek bedoel. Etwa im Jahr 518 vor Christus hier is nou maar 'n bietjie wurde Duits, es zu einem stukke Duitsland Symbol was gemaak. der Inklusivität. Künstler aus dem ganzen Reich waren eingeladen, ihre kreativen Talente unter Beweis zu stellen. Diese königliche Demonstration von Pragtige plek Inklusivität hoor. nimmt bis heute ihren Platz. Baie kunswerk, Onder die 7 ongelooflike Weltwunder kunswerk des wat hulle Altertums daar het. Wenn En auch nicht mit dem Glanz regtig 'n civilization wat uitgesterf het, maar pragtig daar. Jy kan nog so 'n bietjie van een van die antieke wonders of the world. Okay, maar kom ons gaan aan. Dan die volgende ene is die luiperd, dit is Griekeland. Daarna het hy gesien en kyk, daar is 'n ander een soos 'n luiperd. En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. En die vlerke is op die einde uitgeruk, maar dit verwys na die spoed van Alexander, hoe vinnig het hy oorgeneem vanaf die en hy het gehardloop. Het die 4 vlerke van die voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad. En aan hom is heerskappy gegee. So Alexander het deurgekom en hy het die Mede en Perse verower en basies het hy, toe Alexander dood is op die ouderdom van 31, het interessant, hy is dood in Babylon. Hulle het 'n groot partytjie gehou en party sê dit was drankmisbruik, ander sê dit was malaria. Hoe ook al sy, die punt is hy het dit nie gemaak nie, shame. En toe is sy 4 generaals oorgeneem en dis die 4 koppe van hierdie dier. En die het 4 koppe gehad en aan hom is die heerskappy gegee. Onthou die koppe is die fisiese koning. So hierso sien ons Griekeland wat hy verower het en daar is die 4 generaals wat oorgeneem het by hom en elkeen het 'n area gevat van hierdie wêreld. En dan die 4de een is Rome. En daarna het ek gesien en na gesig gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk en dit het groot eystertande gehad. Onthou net soos die eysterbene van die beeld van Daniël 2 gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van die ander diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. Okay, so hy gaan nog in 10 opdeel. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie, so is nie deel van die 10 nie, 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horings was oë soos 'n menseoë, en 'n mond wat groot dinge spreek. So daar kom nou 'n 11de horingkie op, en hy kom op en hy ontwortel 3 van hulle. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier. So die ander was nog okay, maar wat is die 4de dier? Wat van al die ander verskillend was?
buitengewoon vreeslik, met eystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel, en die oorskoot met sy pote vertrap. En hy het gesê, die vierde dier is die voorhierde koninkryk, sal op die aarde wees wat verskil van die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel. Nou ja, ons weet natuurlik, dis presies wat gebeur het met Rome. En oor die 10 horings wat op sy kop was, en die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. Met ander woorde, hier sê hy dit vir jou baie platant. Uit die 4de koninkryk uit Rome sal 10 konings opstaan. En 'n ander een sal na hulle opstaan, so daar gaan 10 opstaan, in 10 opgedeel word, en dan 'n ander een sal na hom kom. Ek hoop julle volg my nog bietjie. So dis nou die 4 een, is Rome. Rome gaan verdeel in 10, en na hom gaan daar 'n ander een opstaan. En hy sal verskillend, en so in ander woorde, wie is verskillend? Hy is verskillend, daai ander horingkie is verskillend wees van die vorige en 3 konings neerwerp. Ok, so daar gaan 10 wees en dan gaan daar 3 ontwortel word en daar as gevolg van hierdie ander een wat gaan opkom na die tyd. Goed, ek het nou vir julle basies Daniël 7 deurgegaan. Ek wil nie eintlik oor die eerste 3 meer fokus nie. Dis nie my fokus nie. My fokus is daai 4de een en daai horingkie. Julle gaan nou presies sien hoekom. Openbaring 13 vers 2. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd. Onthou julle die luiperd Alexander. En die pote was soos die van 'n beer en sy bek die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee. Onthou, ons het ook vir julle gesê, as jy 'n profesie sien, dan is dit uit die tydperk gesien vanaf die profeet homself. So Daniël het vooruit gekyk, teen Daniël 8 sien ons, daar is net 3 om te sien, daar is net 3 diere oor, en dis wat nou vooruit hardloop. Maar nou is ons in Johannes se tyd. So nou van sy tyd af, kyk hy terug in die geskiedenis in. En hy sien, hierdie dier lyk soos 'n luiperd, nou reverse dit. Ne? Van Rome, wie's voor Rome? Griekeland. En dit is die luiperd. En wie's voor die luiperd? Dit was Mede en Perse, en dis die beer. En voor die beer was die leeu, en dit is Babylon. So julle sien nou die volgorde is, want hy kyk in die verlede in terug. Nou goed, en die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote was soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Ok, so in ander woorde, wie het hom nie die mag gegee? Ja, natuurlik. Satan het wie gebruik? Die Bybel sê, Satan het die Here gekruisig, maar wie die Here gekruisig? Dit was 'n Romeinse kruis, met 'n Romeinse soldaat, met 'n Romeinse spykers, dis 'n Romeinse graf, en ja, wie het hy oortuig om dit te doen? Ja, die Romeinse ouetjies het hy oortuig om gedoen. So met ander woorde, wie gee hom heeltyd sy mag en krag? Wie staan agter die man? Ok. En dan die 4de dier, daai laaste horingkie. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier en daai horingkie. Ok. So nou wie is hierdie horingkie? Ek gaan nou 'n bietjie vinniger hardloop en ek wil graag vir julle wat ek nou gedoen het is, ek het nou elke deel van Daniël 7 en Openbaring 13, al die eienskappe van daai dier en die horingkie, gaan ons nou een vir een bekyk. En dan gaan ons nou begin uitvind, wie kan dit wees? Wie kan hierdie mag wees? Hierdie horingkie, hierdie verhaal, wie kan dit wees? So ons gaan 10 leidrade deurwerk, en ons gaan elkeen apart hanteer. Is dit reg? Eerste ene. En die 10 horings, uit daardie 10 koninkryk sal 10 konings opstaan. Uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges. Ok, so het Rome in 10 opgedeel, daar is die kaart. Ja, hy het in 10 opgedeel. Onthou, die Anglo-Saxons, julle ken hulle, daar is nog steeds die Saxons, Engelse. Die Franse,
Alumi, die Lombarde, die Ostrogoths, die Burgundies, die Heruli, die Visigoths, die Suevi en die Vandals. Daar in Afrika is die Vandale. Vandale. So hierso het ons nou daai verhaal. Het hulle opgedeel? Ja, daar is die 10. So vandag bestaan hulle nog, die Alemanni is die Duitsers en die Switsers, bestaan voort. Die Franks is die Frankryk, Anglo-Saxons Engeland, Visigoths is Spanje, Suevi, Portugal, Lombards, Italië, Burgundiërs, ook deel van Switserland, deel van Frankryk. En dan die Heruli, Italië, maar daai Heruli bestaan nie meer nie. Die Duitsers het gekom, net so tussen ons, hulle was die barbare, in elk geval, hulle was die barbare. So hulle het die barbare uitgekom, die Heruli uitgewis. Vir wie se onthalwe? Julle gaan nou sien vir wie. Die Vandals is uitgewis ook. En die Ostrogoths is uitgewis, heeltemal vernietig. Daai nasies kan jy net in geskiedenisboeke van oplees. Eerste was hulle konings doodgemaak, volgende was hulle uitgedryf gewees tot waar hulle gevlug het in die res van die wêreld, in Europa in. En met tyd het hulle net ingeskakel daar en hulle was tot niet. Leidraad 2. Terwyl ek op die horing ag gee, kom daar 'n ander horing tussen hulle op. Nou, was daar 'n ander mag? Na 476, toe Rome val, was daar 'n ander mag wat toe opgestaan het. Was daar 'n nuwe mag wat opgestaan het. 'n Ander een. Maar as jy so deur die geskiedenisboeke kyk jy van, nou soek jy nou, dan kry jy een, maar jy wil hom nie eintlik hardop sê nie. Want hoe kan dit nou dit wees? So ons hang hom op 'n klein spindraadjie, net soos 'n spinnekopdraadjie. Want en dis die pausdom. Die pausdom hulle het staat, mag en kerk. Hulle was nou daar. Hulle was daar. Maar ons kyk maar net, dis maar nou die enigste mag. En toevallig was die ander 3 uitgewis sodat hy kan staatsmag kry. Want hulle wou nie aanvaar wat hy sê die Bybel leer nie. Hulle het ander goed geglo as wat hy glo en toe is hulle uitgewis. So in ander woorde, hulle wou nie hom as oppermag aanvaar as die hoof van die kerk en ook leerstellingsgewyse wou hulle dit nie aanvaar nie. En op die einde toes hulle uitgewis. So Leidraad 2, ja, hy het hy na die tyd opgestaan? Ja, hy het in 538 het hy staatsmag gekry. So in 538 is die ander 3 uitgewis teen daai tyd en toe het hy sy staatsmag gekry want daar's niemand wat teen hom meer was nie. Almal wat teen hom was uitgehaal. So het hy opgestaan, het hy 3 ontwortel? Nee, 3 ontwortel. Kyk hoe skryf hy geskiedkundiges dit. Baie eeue gelede toe die nalatige westerse keiser Rome aan die genade van die barbaarse hordes oorgelaat het, het die Romeine hulle na een man gewend vir hulp en beskerming en hom gevra om oor hulle te heers. So het die burgerlike heerskappy van die paus begin. Die plaasvervanger van Christus het die troon bestyg en die scepter opgeneem waarvoor Europese keisers en konings eerbiedig deur die eeue, soveel eeue heen moes buig. Dis hoe dit begin het. Daar was chaos. Party sê hy die chaos self veroorsaak, daai verborgenheid, maar kom ons los dit nou maar daar, die punt is, daar was chaos. En toe daar totale chaos is, toe soek hulle iemand as 'n bullief kom heers het oor ons, dat ons weer orde kry in hierdie Europa van ons. En toe dra hulle almal na oom heilige paus toe, en hulle aanvaar hom as hulle oppermag. Leidraad 3. En 3 konings neergewerp. Het hy? Ja, nee, daai 3 is minstens afgevee. 4 ene. En hy sal verskillend wees van die voriges. Hoe is hy verskillend? Die voriges was politiese magte. Ja, hulle was aan paganisme gekoppel, maar dit was politiese magte. Hierdie mag is die eerste mag wat 'n Christelike mag is. En 'n kerk en 'n staatmag. Met ander woorde is politiek en kerk. Politiek en kerk en politiek. En hoe het hy anders geregeer?
Ander het, soos die Mede-Perse, hulle en die Babyloniërs, hulle het vir Daniël gekry, hoofde van die verskillende nasies, het daar kom bly, en dan het hulle via hierdie ouens, hierdie ander lande geregeer, wat onder hulle is. Nee, hierdie ou, hierdie man, het gegaan en hy het kathedrale, oral in sy wêreld gesit. So met ander woorde, hulle geloof is gekoppel direk aan hierdie politieke mag. So, hy het direkte mag gehad via geloof oor die mense op grondvlak. Verstaan julle hoe is dit anders? So met ander woorde, hulle het direk, en hy het gesê, hy het die sleutel van die doderyk, het hy gekry van Jesus af. Hy claim dit, hy het die sleutel. So met ander woorde, onmiddellik as jy nie gaan soos wat hy wil hê nie, dan sê hy, nee goed, jy is verdoem. En jy gaan nou reguit hel toe gaan. En dan's al jou mense onder jou baie kwaad vir jou, vir die koning, as hy nou teen die paus draai, dan gaan die paus en hy sê, hy is jammer, want almal is teen hom. So regeer hy anders. Ja, hy probeer die gewete regeer. Dis hoe hy werk. Hy probeer jou gewete regeer. En hy forceer dit af. 7 vers 8. En 'n groot mond wat groot dinge spreek, het hy groot dinge gespreek. Gedurende die 2000 jaar wat die kerk op hierdie aarde bestaan, het sy oorlog gevoer teen, so te sê, elke regering in die wêreld. Het sy oorlog gevoer? Yes. Die wêreld is vol van haar pynhope. Hulle trone het gewankel en geval, hulle vorste huise het stof geword. Hulle vorste huise het stof geword, as jy teen hierdie pausdom sou draai. Eienskap 5. Kom ons lees bietjie, nog te groot dinge. Ek gaan bietjie Engels probeer vanaand, né? Thomas Aquinas wrote, secular power is subject to the spiritual power, as the body is subject to the soul, and therefore it is not usurpation of authority if the spiritual prelate interfere in temporal things concerning those matter in which the secular power is subject to him. And the Council of Trent declares all temporal powers is his, dominion, jurisdiction, and government. Of the whole earth is his divine right. All rulers of the earth are his subjects and must submit to him. Is dit tot vandag toe dalk so? Is dit so? My pa het ook baie van hierdie lesings aangebied. Ek loop so 'n bietjie in sy voetspore. En hy bied dit een keer aan in Pretoria. En uit die gehoor kom daar 'n vrou toe na vore toe sê, ek wil net vir julle sê, ek werk vir Pikbota. Ek is sy sekretaresse. Ek sit daar by hom. En agter hom in sy kantoor is daar 'n lewensgroot prent, foto van hom waar hy die paus se hand skud. Met ander woorde, dit is sy grootste prestasie gewees om na die paus te gaan. En kyk, elke liewe president gaan doen jou navorsing. Binne die eerste kort rukkie wat hy president toe gaan word, wat doen hy? Hy hardloop na Papa Paus toe en gaan kry sy sene. Elke liewe een. Ek het net ons eie wêreldjie bietjie gevat. Daar sit Mandela, daar sit Pikbota, daar is Ramaphosa. Gaan doen julle geskiedenis 'n bietjie. Gaan kyk 'n bietjie. Julle sal sien tot ou F.W. de Klerk is 'n Knight of Malta. Goed, ek probeer maar net sê. Hier sien ons 'n verhaal waar die wêreldmagte hardloop agter wie aan? Die paus. So het hulle groot dinge gespreek tot vandag toe? Ja, tot vandag toe. Leidraad 6. En hy sal woorde spreek teen die allerhoogste. Onthou, hy is godslasterlik. Onthou, daar staan godslasterlik. Kom ons kyk. Godslasterlik uitspreek en aan hom is mag gegee vir 42 maande. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam, Jesus se naam, en sy tabernakel, en die wat in die hemel woon, te laster. Kom ons kyk 'n bietjie, wat het hy gesê? Net voor ek daai dele lees uit die geskiedenis, wil ek net gou vir julle hierdie ook lees. En toe hy hulle geloof sien, sê hy, Jesus, vir hom, mens, jou sondes is vergewe.
En die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Was die vraag. Is dit godslasterik om jou in die plek van God te stel en mense se sondes te probeer vergewe? Wat doen die paus hom? Kom ons lees uit 'n Catholic Priest, bladsy 78 en 79. Soek waar jy wil, deur die hemel en aarde, en u sal slegs een geskape wese vind wat die sondaar kan vergewe. Daardie buitengewone wese is die priester, die katholieke priester. Wat claim hulle? Wie kan sondes vergewe? Net God? Ja. Maar wat claim die katholieke kerk? Kom ons lees verder, wat claim hulle verder? Daar is 'n man op die aarde wat sondes kan vergewe. En daardie man is die katholieke priester. Ja, geliefde broeders, die priester verklaar nie alleenlik dat die sondes vergewe is nie, maar hy vergewe hom werklik. Die priester lig sy hand, hy spreek die woord van vergifnis, en in 'n oomblik, blitsvinnig, word die kettinge van die hel verbreek, en die sondaar word 'n kind van God. So groot is die mag van die priester, dat selfs die oordeele van die hemele onderworpe is aan sy besluit. Sjoe, dis nogal iets om aan te dink. So hulle sê tot God het geen keuse nie. As die priester vir jou gesê het, jy's vergewe, dan is jy, volgens hulle, vergewe en God kan niks daaraan doen nie. Hy is onderworpe. U is vir ewige priester word op sy siel geskrywe. Vir ewig 'n priester en die Allerhoogste met mag oor die Almagtige. Is dit godslasterlik? Ten volle. Pope Boniface die 8ste in his bull Una Sanctum states, the Roman pontiff judges all men, the Roman pontiff judges all men, but is judged by no one. He declares, assert, define, and pronounce. To the subject, to the Roman pontiff, is to every creature altogether necessary for salvation. That which was spoken of Christ, thou hast subdued all things under his feet, may well seem verified of me. I have the authority of the King of Kings. I am all and above all, so that God himself and I, the vicar of God, have but one consistency, and I am able to do all that God can do. What therefore can make of me but God? Sjoe. My seun is in 'n skool gewees daar in Duitsland natuurlik en in Greffenberg en sy juffrou het in die klas gesê, maar die paus is God. Paus is God. A major shift on abortion in the Catholic Church. Pope Francis is planning to grant priests the power to forgive women who have had an abortion and who choose to confess. We're joined by Candida Moss, a professor of religion at the University of Notre Dame. Thanks for being with us. Candida, priests have not had the ability to forgive the sin of abortion before. How significant is this by Pope Francis? Well, it's certainly significant because I think it makes reconciliation or forgiveness much more accessible to women in this situation. Previously, if a woman went to a priest and confessed that she had had an abortion, the priest would then go to a bishop or a missionary to ask for whether or not he could actually forgive this. I think in this case what we're seeing is sort of more accessibility for the sacrament of forgiveness, but we should note that this interest in forgiveness and allowing women who have had abortions forgiveness was something that John Paul II spoke about as well. Vir 'n ruk kan ons abortion ook vergewe, wat voorheen vir die katholieke wêreld onvergeeflik was. Die paus het gesê, nee, jy kan nie dit vergewe nie. Maar nou het hulle so 'n bietjie genade gegee vir 'n kort tydjie. So is dit nog steeds so.
Die mag is nog steeds, die katholieke kerk verander, hulle is nog dieselfde, al die pad. Hierdie vers begin nou skielik meer lewe kry. Die steestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Maak hy daai teks skielik vir julle heeltemal sin. Hy wie se koms is gevolg van die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Nou ek het nie eers hulle tekens en wonders ingesit nie, maar hulle laat die Maria beeldjies, hulle huil baie keer en hulle suiwer olyfolietjies. Ander kere doen hulle die nagmaal want hulle glo in transubstantiation, né? So iets. In elk geval, dit is waar jy nagmaal doen en dan vat jy die wafer, dan sit die priester mos in elkeen se mond en dan glo hulle dit word werklik Jesus se liggaam wat weer gekruisig word. En so is daar manifestasies in hulle kerke waar hulle hierdie wafer in die mond sit, dan word dit regtig weer bloed en dan loop die bloed by hulle monde uit. Want hulle glo dit is nie net 'n simbool soos die protestante ons dit glo nie, maar hulle glo dit is werklik weer Christus en daai priester het die vermoë om hierdie liggaam weer te skep en weer te offer en elke liewe dag, soos heeltyd 'n kruisiging wat oor en oor plaasvind. As ons sondes bely, sê Jesus vir ons in daai skrif, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Al is dit nou 'n aborsie, né? Al is dit. Goed, ek gaan nou vinniger maak julle. Ek probeer julle maar net sê Jesus se belofte is vas. Roman Catholics that have been somewhat fragmented. Following the service, Pope Francis gently embraced the former Pope Benedict XVI, who also attended the occasion. 2 living popes there honoring 2 dead ones. Even more importantly, this act is seen as an effort to greatly elevate the status of Pope Francis, who evidently has enough power to declare the other popes saints. What does it mean when a living pope has enough clout and authority to declare dead popes saints that can be prayed to? This event was seen as something that would greatly exalt and elevate the status and power of Pope Francis. This epic spectacle. Dit uitgewys het. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Dis nie 'n paus wat ons kan heilig maak nie. Daar is net een wat ons kan heilig maak. Eksodus sê dit vir ons, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Wie heilig ons? God heilig ons. Geen mens op die aarde kan ons heilig nie. God alleen kan ons heilig. Openbaring 15 vers 4. Want U alleen is heilig. Daar is net een wat heilig is. Daar is nie heiliges, dis God alleen is heilig. Want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat U regverdige dade geopenbaar word. Timoteus 2 vers 5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Daar is een middelaar, daar is nie 'n priester op aarde wat jou middelaar word, of Maria of nie, daar is net een middelaar. Daar is nie 'n heilige, jy kan nie via enige ander vrou of man of iets anders bid, jy bid reguit deur Jesus Christus. Toe ek in Jerusalem was, toe gaan ons daar, waar daar's 'n klompie Jode gewees, ortodokse Jode, en hulle bid heeltyd, ek dink dit was vir Rachel, te bid hulle vir Rachel om by God uit te kom. Presies dieselfde patroon wat die Katholieke doen. Hulle bid deur hierdie vrou. En daarso is natuurlik beelde aanbidding weer 'n keer. Die paus is so groot, sy waaragtig en so verhewe dat hy nie meer 'n mens is nie, maar as God is, of die plaasvervanger van God. Dis die Time Magazine so hoofopskrif, toe hulle hom probeer skiet het. Goed,
Leidraad nommer 7, ek gaan nou vinniger hardloop. Hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want die getal was 'n getal van 'n mens, en die getal is 666. Nou hierdie is nou 'n baie aktuele ding, almal wil 666, the beast, en jy weet, dis hele verhaal, maar kom ons kyk net gou na dit. Wat is die Pope se titel? Vicarius Filii Dei. Hierso sien ons Vicarius Filii Dei, en in hulle oorspronklike geskrifte verwys hulle na die paus as Vicarius Filii Dei, wat beteken plaasvervanger van die Seun van God. In ander woorde, basies hy is God op aarde. Die Prompta Bibliotheca van Lucius Ferrerus is die monumentale teologiese en kerklike naslaanwerk wat dekades lank as 'n standaardbron vir die Rooms-Katolieke wêreld gedien het. Hierdie inskrywing is 'n bibliografiese beskrywing van die 5de volume van die werk, uitgegee deur die beroemde uitgewer J.P. Migne, wat ook die Patrologia Latina en Gracia dink ek, gepubliseer het. Weereens verwys hy terug na Vicarius Filii Dei, sy titel, wat hulle vir die paus gee. Weereens nog 'n afskrif gemaak van nog geskrifte van Vicarius Filii Dei. Ag, dis deur al hulle geskrifte. Hier het ek 'n klomp voorbeelde wat julle kan nagaan. En is natuurlik ook in hulle gesange. Hulle het van hulle gesange sing hulle vir die paus. Dan sing hulle vir hom Vicarius, deel van die gesange se geskrifte is hy is die Vicarius Filii Dei. Hy is in die plaasvervanger van die Seun van God. En dis op die Thyatira het 'n hele klompie krone, het hy net een nie, maar een van hulle wat hy ook het, die enigste een wat 'n inskripsie op het, staan daar, Vicarius Filii Dei. Goed. Nou wat baie interessant is van hierdie Vicarius Filii Dei, hierdie titel van hom. In Latyn, ek weet nie of julle onthou nie, van julle seker nog Romeinse horlosies, of dalk was julle 'n lese van julle skool in Latyn gewees, party se wapen is dit. Ek was in Oeverkruin, hulle het niks Latyn geken, was dit kyk ver, ek weet nie waar jy nie, maar dis wat ons in was. Maar goed, baie skole het nog 'n Latynse lese. Nou as jy die Latynse, dan dis die Griekse waardes vat, onthou julle V is 5, I is 1, 'n C is 100, van hulle het nou nie, 'n I en 'n V is 5, S is 0, L is 50, onthou julle hierdie gedee. En as jy dit optel, wat kry jy? Presies 666. Vicarius Filii Dei. Nou dis baie toevallig of dalk nie. Maar die Here het gesê ons moet gaan bereken. Wat is sy naam? Ons moet gaan kyk wat dit is. En dit is nou sy titel wat hy dra. Weet jy wat kry jy as jy bymekaar tel? Hulle hele lese waar hier sê die Here, die wat verstand het, laat hom die getal van hierdie dier bereken. Sy hoofsetel, waarmee hy sy sterkste woorde uit, nog sterker as mense se sondes vergewe is, ek is die vikar van Christus, die Vicarius Filii Dei. En u weet, dat uit daardie era, die telwyse wat u en ek gebruik, 1, 2 en 3, waar kry ons dit eintlik vandaan? Dit is die Romeinse wyse. Ons kry ons in van die Arabiese mense. 1, 2, 3. Hulle het met syfers, so 'n bietjie ander, maar dis hulle wat die syfers begin het. Toe ons nou in die Midde-Ooste was, het ons nogal baie van hulle probeer ontleed. En weet jy, as die Vicarius Filii Dei in Grieks vertaal, die Griekse woord is Latynos, en jy sê die Griekse numeriese waarde by. Wat is dit? Sê nou jy vertaal, neem dit in Aramees, Romi, en jy sit die Arameese numeriese waarde by. Want dan almal het vroeër 'n getalswaarde gehad. Hulle het nie 1, 2, 3 en 4 soos ons dit ken nie. Geliefdes, hy wat tussen die 10 nasies ontstaan het, wat na die 10 nasies ontstaan het, wat 3 laat val het, wat anders was, wat 'n toonaangewende mag was, wat woorde teen die Allerhoog, die Here sê as jy enigstens nie seker is, kan jy sy nommer bereken. Julle kan nou sien waar ek my goed kry, né? Alright, so my pa het ook pragtig nou uitgewys en interessant, die 3 tale wat Jesus, sy kroon, daai bo op sy kruis, daai 3 tale wat dit in vertaal was, wat op sy kruis gestaan het, dat hy is die koning van die Jode, en daai 3 tale, as jy die Romeinse, as jy Vicarius Filii Dei in daai tale vat,
dan kry jy 666. Net interessant iets op waar. Behold upon the earth the place of God Almighty. Pope Leo het dit geskryf. Gesê van homself. Leidraad, die volgende leidraad. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Onthou jy, hy sal ons oorwin. Onthou julle het dit gesê. Hy sal ons oorwin. Nou het hy. Wel wat is daai? Dis die Franse Hugenote monument in die Kaap. En daar is ons 'n vrou, 'n rein vrou, sy staan op die aarde, sy's los, sy's vry, met die drie eenheid daar agter en die vrede. Ek bedoel, al die simbole wys vir ons, hulle het Daniël Openbaring 12 pragtig verstaan. Hulle het Openbaring 13, Openbaring 14. Hulle het dit verstaan, hulle besef, hulle is daai vrou wat in die aarde sal die vrou te hulp kom. Ons gaan nou die verse lees. En het hulle ons vervolg. Nou ek is 'n Franse Hugenoot. My voorouers is Franse Hugenote. Ingekom hier by 16 iets in die 80 as ek reg onthou, en ons het in die land ingekom, en ons was deel van die lot wat gevlug het vir ons lewens. Inteendeel, as jy die Jordaans terugvat, dan kom jy agter, hulle tot teen die paus geveg, hulle het 'n Jordaan kasteel gehad, daar naby was deel van die Waldense. En die Waldense was in die Alpe gewees, wat teen die Katolieke deur die eeue geveg het. Maar goed, so die geskiedenis hardop terug, waar ons hier is vandag. Die Franse Hugenote het 'n lang geskiedenis teen die pausdom gehad. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar twee vlerke van 'n groot aarde is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na 'n plek kon vlieg. Natuurlik, toe daai vervolging en alles plaasvind in die donker eeue, toe hulle begin het, wat het gebeur? Daar het 'n klompie gevlug na die woestyn. Dis die plek waar die water nie is nie, waar min mense is. Dis daar in die Alpe in, en natuurlik die katakombes, julle weet al die plekke waar hulle weggekruip het, en op die einde het hulle vir baie eeue, gaan lees bietjie op die Waldense, baie interessante geskiedenis. Onderhou vir 'n tyd en 'n halwe tyd, en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, so hier kom 'n vervolging. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Toe die vervolging die hoogtepunt bereik, raai wat gebeur met die aarde? Daar gaan Columbus, hy seil uit te lekker, en wat kry hy? Hulle kry die suidepunt van Afrika, hulle kry die hele Amerika, hulle dog mos dis Indië, onthou julle. Maar in elk geval, en nou Dias en die hele lot, hulle ontdek die aarde, en ewe skielik begin die mense oor die te vlug, al die Franse Hugenote en voor dit en na dit, en het gevlug, en so het die protestante hulle self gevestig in Amerika, wat ons ken, Suider-Afrika, en bietjie later Australië, maar dit was meer die gevangenis. Maar in elk geval, die lank en die kort is, so het hulle gevlug, en hulle het die aarde die vrou te hulp gekom, verseker, het die vrou die aarde te hulp gekom. Bartimeus slagting, 30,000 het omgekom, julle ken die geskiedenis. Protestante stel die getal na 70,000. Ons verkies die laasgenoemde syfer, sê die Katolieke, die 70,000. As daar op die nag die slagting van 70,000 Hugenote in Parys was, soveel te meer regverdig tot die slagting. 70,000 mense een nag doodgemaak. Ek het hierdie een ingesit as prys. Kyk of julle 'n patroon sien van hoe die Katolieke 'n nasie, 'n groepering wat hulle wil uitwis, hanteer. En dis wat hulle met die Franse Hugenote gedoen het. Kyk of julle 'n patroon sien. Eerstens, hulle besighede word gesluit of vir 'n ander nasie, vir ander mense gegee. Skole is oorgeneem. Die skole is skielik vir 'n ander klomp mense gegee. Skole is oorgeneem. Vernietig of gesluit. Die kinders is ontvoer of heropgevoed. Okay, so in ander woorde, ewe skielik, het was 'n Afrikaans 'n skool, en toe is dit nou 'n ander skool. Die drukkerye is verwoes. Beheer. Eiendomme is gekonfiskeer met geweld. Without compensation, né? Hugenote is verbied om handel te dryf. En hulle gildes en hulle ambagte is deur Katolieke oorgeneem en ontbind.
Soldate is in hulle huise ingekwartier. Terugwoon, ja, dis. Wat dikwels gepaard gegaan het met plundering en vernietiging van werksplekke. Weet jy of julle patrone kan sien? Hoekom is hulle vervolg en gedood? Want hulle was asketters verklaar. Hulle wou graag glo wat hulle wil glo. Hulle wil graag glo, hulle wil graag self die Bybel lees en self sien wat daar staan. Volgende een. Tye en wet is verander. En hy sal probeer om tye en wette verander. Nou het die pausdom die wet of die tye van die wet verander. Het hy? Het hy die 10 gebooie verander? Hy het. Die tweede een is weg. Wat sê, thou shalt have no other gods before me, thou shalt not make unto thee a graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is on earth beneath. Hy is weg. Hy sê, hy sê nie daar nie. Hulle het inteendeel die laaste een gevat. Toe deel hulle hom gou in 2 en toe, het hulle weer 10. So hulle, as jy die katholieke Bybel oopmaak en jy lees die 10 gebooie daar, dan kan jy maar 'n beeld aanbid. Hoekom? Hulle wil so graag vir Maria se beeldjie aanbid. En hulle wil baie graag vir Petrus se voet gaan soen. Daar, as jy gaan daar, sal jy sien sy voete is al deurgesoen. In elk geval, die punt is, hulle wil baie graag beelde aanbid. Hulle het hoeveel beelde in hulle kathedrale wat hulle aanbid. For the mother of Christ, glorified as Queen of the universe. Pope John Paul II said, preserve free from all guilt of original sin. The Immaculate Virgin was taken up, body and soul, into heaven, heavenly glory, upon the completion of her earthly sojourn. She was exalted by the Lord as the Queen of the universe. Hulle aanbid haar. Nou hierdie volgende ene gaan dalk 'n bietjie ontstellend wees, maar ek het dit gevind. Is hulle gebruik dit vir die katekese en van die NG Kerk. En toe gaan blaai ek deur vir interessantheid, toe kry ek die 10 gebooie en toe sien ek maar die tweede gebod is hier ook weg. Nou dit was vir my, ek weet nie hoe hulle dit gedoen nie, maar hulle vat toe die katholieke kerk se 10 gebooie en hulle sit hom in. Die eerste een is, ek is die Here jou God, okay, driehoekie, problematies daar, maar goed, en dan jy mag die naam van die Here nie eintlik gebruik nie, onderhou die Sabbat dat jy dit heilig. Waar is die tweede gebod? Baie, ek weet nie hoekom hulle dit gedoen nie, ek weet nie. Weet nie of dit oral so is nie, hoop nie so nie. Kom ons lees dit. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Baie duidelik gemaak. Dis die tweede langste gebod van die 10 gebooie hierdie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek is die Here jou God. Is 'n jaloerse God. So hy verklaar dit in die 10 gebooie, wie is die God? Ek is die jaloerse God. Ek is die Here jou God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. So met ander woorde, Jesus sê dat die wat ek liefhet, wat my liefhet en wat my gebooie onderhou, sal ek seën. Daai seëning is weggevat. Die feit dat God regverdig oordeel is weggevat uit die gebooie uit. Inteendeel, herhaal Jesus hierdie in die Nuwe Testament, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dis die 3de gebod wat hy aanhaal, wat my liefhet en my gebooie onderhou. Met ander woorde, hulle vat hierdie en hulle haal dit uit. Natuurlik, direkte aanslag op Jesus weer eens, is asof hulle nie van hom hou nie. Hulle het die 8ste gebod tot niet gemaak. Hulle sê hierso, natuurlik, en het hy gesê, julle moet asseblief julle wealth redistribute. Wealth redistribution. Verklaar die paus asseblief wêreldwyd, ons moet die wealth redistribute. Wat asseblief, as jy 2 het,
Was die een nooit joune nie? Jy kan hom, as iemand hom kom haal, as hierdie ou 2 TV's het en iemand kom hier in en vat 'n TV, was dit nooit joune nie, man, dit is die nuwe ou sin. Paulus sê dit homself. Paulus die 6de, versterk hierdie leerstelling en haal heilige Ambrose aan wat sê, jy maak nie 'n geskenk van wat aan jou behoort aan arme man nie, maar jy gee hom aan hom terug wat aan hom behoort. Jy het dinge toegeëien wat bedoel is vir die gemeenskap se gebruik van almal. Die aarde behoort aan almal, nie aan die rykes nie. Die paus gaan voort. Niemand mag oorskotgoedere uitsluitlik vir eie privaat gebruik toeëien wanneer 'n ander nie eers oor die basiese noodsaaklikhede van die lewe beskik nie. So gaan hy aan. En op die einde sê hy vir ons moet redistribution without compensation. Asseblief. Hy maak die Here, Vatican City, Pope Francis called Friday for governments to redistribute wealth to the poor in a new spirit of generosity to help curb the economy of exclusion that's taking hold today. Hulle gee goeie redetjies en dinge, maar op die einde is dit presies die basis. As hy iets by jou kom haal, het hy dit nie gesteel nie, dit was nog nooit joune nie. OK, dan wat die tye van die wet. Is daar enige van hierdie 10 gebooie wat 'n tyd aan het? Is daar 'n tyd wat ek mag steel? OK, waarom nou volgens die paus is daar? Maar OK, is daar 'n tyd wat ek mag enigiets, my vader en moeder nie hoef te eer nie, of ek mag begeer op sekere tye. Is daar 'n tyd wanneer ek dit mag doen of nie, volgens die wet? Nee. Behalwe een, daar's net een gebod wat aan 'n tyd gekoppel is. Remember, hoekom? Dit kom van die skepping af. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all work, but the 7th day is the day of the Lord thy God. Het hy die Sabbatsgebod dalk verander? Die 4de gebod. Het hy daarin gepeter? Die paus. Katholieke stelsel. Kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons vra hulle. So, in hulle katekese. Watter is die Sabbatdag? Saterdag is die Sabbatdag. Waarom hou ons Sondag in plaas van Saterdag? Ons hou Sondag in plaas van Saterdag omdat die Katolieke Kerk by die konsilie van Laodicea die plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het. Question. Okay, hier is dit net in Engels. Het u enige ander manier om te bewys dat die kerk mag het om voorgeskrewe feeste in te stel? As sy nie so mag gehad het nie, kon sy dit gedoen het waarin alle moderne geestelikes met haar saamstem nie. Sy kon nie die onderhouding van Sondag, die eerste dag van die week, in die plek van die Saterdag, die 7de dag gestel het nie. 'n verandering waarvoor daar geen skriftelike magtiging is nie. So sy claim sy dit verander. Natuurlik beweer die Katolieke Kerk dat die verandering haar eie daad was. Dit kon nie anders gewees het nie, aangesien niemand in daardie dae sou droom om enige iets te doen om geestelike of kerklike godsdienstige gebied sonder haar nie. Hierdie daad is 'n teken van haar kerklike mag en gesag in godsdiens aangeleenthede. Uittreksel uit die brief geskrywe aan die kanselier van Caritas. Okay, so het sy claim sy het die Sabbat verander vanaf Saterdag na Sondag. Sy claim dit. Gaan kyk bietjie na die geskiedenis. Dit het begin by Konstantin. Konstantin het dit begin doen, maar ek gaan nie vanaand in dit diepte ingaan nie. Ek wil dit maar net noem. Sy het ook die tye van die wet probeer verander. Okay, so dit is ek klaar julle, hoor. Ek weet dit is 'n langetjie. Leidraad 9. Hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tye en 'n helfte van die tyd. Nou hierdie profesie kom 7 maal voor in die Bybel. Word een keer genoem tyd en 'n halwe tyd. Ander keer word dit nou hier genoem, ek het hulle almal hierso op. Hierso is tyd en 'n halwe tyd, die eerste deel. Daai kant is 42 maande, weer 42 maande
en 'n ander keer 1260 dae, 1260 dae. So hierdie profesie, dit lyk soos verskillende goed, maar as ons nou net wiskunde gaan doen, 30 maal 42, 30 dae, hulle daai tyd 30 dae maande gehad, maal 42 maande is 1260. 'n Tyd is 'n jaar, tye 2 jaar, halwe jaar, 180, daai tyd 360 dae in 'n jaar gehad. Hulle het een keer, ek dink 17 jaar of iets 'n korreksie gemaak, maar in daai tyd dis hoe dit gewerk het. So jy het jou 360 dae, 720 dae vir 2 jaar, 180, 1260. 3,5 jaar is gelyk aan 42 maande is gelyk aan 1260 dae. Is almal happy, verstaan, al 7 kom op dieselfde neer. Nou hier kom die interessante ding in. Natuurlik het ons met die vorige ene ook gesien dat 'n profetiese dag is gelyk aan 1 letterlike jaar. So as die Here byvoorbeeld hier gesê het, as jy met hierdie dag klaar is, moet jy per 'n tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra. 40 dae lank, vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. So in ander woorde, sodra dieselfde, die Here het gesê, vir 40 dae gaan julle in die woestyn bly. Vir hoeveel jaar het die Israeliete in die woestyn gebly? Vir 40 jaar. So dit was 40 dae, het hy gesê, maar dit was toe 40 letterlike jare. Selfde met hierdie, Jesegiel dieselfde, Jesus ook. En op dieselfde dag het sommige van die fariseërs na hom gekom en vir hom gesê, gaan weg en vertrek hier vandaar, wat die Herodes wil u om die lewe bring. En hy het vir hulle gesê, gaan vertel vir daardie jakkals. Kyk, ek dryf duiwels uit en maak gesond, vandag, môre en op die 3de is ek klaar. In ander woorde, dit was net so in sy bediening in, en hy het nog 3 jaar oor gehad. Vandag, môre en oormôre mag geklaar. Dit was nog 3 jaar, want dit was profeties. Verstaan hoe wat die profeties. So as dit 'n profetiese dag is gelyk aan 1 jaar. So dit beteken die pausdom moes regeer vir 1260 jaar. Kom ons kyk wat so uitwerk. 538 het hy sy staatsmag gekry. Wanneer het die paus opgeregeer oor die hele Europa? In 1798. En presies 1260 jaar later. Presies 1260 jaar later. En daar is al die verwysings daaronder. Is dit nie net fenomenaal nie? Toe het Napoleon die paus in hegtenis geneem. En ek een van sy generaal Berthius het hom gaan in hegtenis neem en hom in die tronk gesit en hy's dood. En daar het hy sy staat mag verloor. Die Bybel het gesê hy gaan 'n dodelike wond kry. Het hy sy dodelike wond gekry? Ja, hy het 'n dodelike wond gekry en hy was in die tronk en hy's toe dood. So daar 538 tot 1798. Ek wou maar net hier, daar het ons die ander profeseë in 538 tot 1798. Okay. Leidraad nommer 10. Ek wil net jy dit moet insink. Besef julle, die Here het presies geweet vir hoe lank gaan hierdie mag regeer. Hy het gesê vir 1260 jaar lank. En dit het presies, wat is die kans in jou gedagte? Dink net daar. Wat is die kans dat God geweet het, daar gaan 'n mag op aarde kom. En hierdie mag gaan al hierdie goed doen. En saam met alles wat hy doen, gaan hy nog 1260 jaar regeer. En dis presies wat gebeur het. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. So die vraag is, hy het nou in 1798 het Berthius hom nou gaan in hegtenis neem van Napoleon, en hy's toe dood, maar hy het hierdie verhaal genees van toe af. Is die vraag. Ja, daar is hy in hegtenis geneem, ou Berthius het hom in hegtenis geneem, daar is die paus. En dan toe het generaal Mussolini van Italië, het hulle gaan teken, en in Februarie die 11de, 1929, kry die Vatikaan weer staatsmag. So toe het hy weer staatsmag gekry, so het sy genesing toe begin. Ja, het begin, het al toe wêreldmag. Nee, hy het nog nie heeltemal wêreldmag nie, maar hy's
baie sterk op pad soontoe. Maar, want dit is gesê, dit sal genees word. So gaan die paus weer 'n wêreld mag kry. Ander aand kan ons kyk na Openbaring 17 waar jy sien, ja, vir 'n kort tydjie gaan hy dit hê. Maar die punt is, dis besig om te genees. Dis besig om in daai rigting te gaan. Hy het weer staat, ek weet een van die kleinste of die kleinste land in die wêreld. Okay, dis 'n stad op 7 heuwels soos hulle wil ken. Maar die punt is, hy is besig om te genees. Hy's nou weer 'n staat en kerk saam. Julle gaan nou sien. Jesus said the Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy. In affixing the autographs to the memorable document, Healing the Wound, Extreme Cardinal was. Baie interessant, hulle het dit genoem, die wond is nou genees. Weet nie hoe die ouens van daai tyd se koerante nou daai woorde uitgedink het, maar dit is so in lyn met wat die Bybel sê. Hey, Craig, great to be with you. Well, St. Peter's Square, as we just saw from those aerial shots, has been transformed into a church. And the entire world has been invited to celebrate this Mass and to celebrate the late Pope Francis, the People's Pope. As we saw there are about 40,000 to 50,000 packed into St. Peter's Square right now. There are crowds as far as the eye can see. We know at least more than 100,000, along with all the world leaders that are coming in here. We can see the Prime Minister of the UK there, the Prince of Wales here, former President Joe Biden as well. It's a very peaceful scene. As you can imagine, Craig, people are calm, they are praying, they have been praying rosaries in the lead up to the beginning of this Mass, which is just moments away. The weather out here could not be more perfect. The light, much like the great Ann Thompson, is ethereal. It is the perfect temperature, the perfect time to celebrate Mass, Craig. Indeed. We should note In elk geval. Trump is natuurlik ook daar en Zelensky en die hele lot. Hoekom wys ek dit? Want die Bybel sê en die hele wêreld sal verwonderd agter die dier aanloop. En die hele wêreld sal verwonderd agter die dier aanloop. Die hele wêreld loop agter hierdie paus aan. Die pausstelsel. Daar's nie verniet 'n sê ding van alle paaie loop na Rome. Daar's nie verniet so sê. Want as jy gaan grou, waar kom jy uit? Waar kom jy uit? Jy kom hier uit. Inteendeel Openbaring 18, die val van Babylon, die val van hierdie verhaal sê en alle oorloë is in haar gevind. Gaan grou 'n bietjie. Gaan grou 'n bietjie. Ons gaan kyk waar kom al hierdie magte vandaan. Die leidrade. Ek sla julle, ek gaan net gou recap. Rome verdeel in 10, die ander mag kom uit die 10 uit. 3 van die 10 koninkryke ontwortel soos hy opkom. Hy sal verskillend wees van die ander. Ja, so Christelike geestelike mag. Dis daai churchcraft en statecraft van die voete, die yster en die klei. Die yster is polities, is metale gewees. Die klei is nie 'n metaal nie. God is die potterbakker, ons is die klei. Dis 'n Christelike mag en 'n staatsmag, die finale mag voor Jesus kom. Hy het 'n mond wat groot dinge spreek. Nou, julle het baie van sy groot dinge gehoor. Hy sal spreek teen die Allerhoogste, verseker, hy dink hy is God. Die heiliges van die Allerhoogste mishandel, miljoene deur die eeue vermoor. En hy sal probeer om tye en wette verander. Het hy die wet verander? Ja, die tweede wet verander. Hy het hom weggehaal. Die 8 het hy tot niet gemaak. Die Sabbatseën se tyd het hy verander. En meer. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en 'n helfte van die tyd. Was dit so? Was die kerk die heiliges oorwin vir 'n tyd en 'n halwe tyd? Die donker eeue. En is die wond genees? Hy's baie besig, sterk besig om genees te word. Hy's op pad terug. Ek sluit af met hierdie versie. En die draak was vertorend op die vrou, Satan op God se kerk. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Engelse sê a remnant of her seed, wat die gebooie van God bewaar en die getuie van Jesus Christus hou. Ek wil hê ons moet net weet, hou asseblief hierdie liefdesgebod, die 10 gebooie wat in hierdie Bybel staan. Gaan kry vir jou 'n 53, kyk die ander het dit sekerlik ook. Ek weet dit staan in die een, ek ken hierdie een. Gaan kry vir jou 'n Bybel. Dit staan daar geskrywe. Hou dit vas.
Lees van Jesus. Die getuienis, hou die getuienis van Jesus Christus vas. Ander vers in Openbaring 14 sê, dis hulle, wie is hulle wat gered geword, is hulle wat Jesus volg waar ook al hy heen gaan. Nie die paus heen gaan nie. Ekskuus, daar's pragtige katolieke daar buite. Daar's pragtige mense daar buite. Dis nie teen hulle nie, dis die stelsel wat die Here aanval. Goed, kom ons bid saam. Liewe Heer, U het vir ons 10 leidrade gegee. En dit alles wys net na een mag. Nou is net een mag, liewe Heer, wat 1260 jaar bestaan het. Wat 'n dodelijke wond gekry het, liewe Heer. Wat U wet verander het, of probeer verander het, ten minste. Wat soveel mense vervolg het en groot dinge spreek en wat se wond nou besig is om te genees. Ek vra dat U ons sal beskerm en help dat ons kan deel wees van die wat deur U bloed die duiwel kan oorwin. En vashou aan U woord en U gebooie en U getuie, soos U voorspel het. Laat ons daarin vashou tot aan die einde. In Jesus naam. Amen.